Hallo julle, ek is op pad na Oerwoud toe. En dis 'n opgewonde plek. Dis 'n gevaarlike plek. Oerwoud is nie 'n plek vir sissies. En ek het die beste plan gekry. Kyk wat het ek alles ingepak, julle. Ek wys julle, ek het die beste ding ontdek. Baie mense dink dit is 'n baie gewone ding wat met alledaags sien. Maar ek het agtergekom. Dit is 'n klip. Hy kan 'n bord wees waarvan ek eet. Maar hy kan 'n kussing wees waarop jy sorg kan slaap in. En hy kan, as jy 'n skerp ene kry, kan hy 'n wapen wees om jou te beskerm. En hy lyk soos 'n hartjie, dis net mooi. 'n Klip is so 'n gewone ding. Maar ek dink hulle kan nogal vir baie goed gebruik word. Jesus het ook oor klippe gepraat. Het julle dit geweet? Jesus het oor klippe gepraat toe hy in Jerusalem ingery het. Hy, as koning, het nie met 'n blink kroon en 'n koets op 'n rooi tapuit by die groot, fantastiese stad ingegaan nie. Nee, hy het op 'n donkie gery. En hy het net klere en palmblare onder hom gehad. Nie 'n rooi tapuit nie. Sê nie, Jesus het in alledaagse klipperige goed, het hy 'n tipe waarde gesien. Want toe is die skare so opgewonde, hulle skree en sing en prys hom so hard, dat die priesters en die fariseërs van daai tyd vir hulle gesê het, wees stil, bly stil. En Jesus sê toe vir hulle, as my mense stil bly, sal julle hoor, hoe sing die klippe vir my? Jesus het raak gesien in gewone goeders, dat ons nog steeds waarde daarin kan vind. So wanneer die wêreld ons probeer stil maak, en ons in 'n stikkende gevaarlike wêreld is, soos ons nou maar bietjie is met hierdie hele COVID storie, en die wêreld probeer ons stil maak, dan weet ons kan nog steeds sing en prys en dans, en gewone goeders kan dit saam met ons doen. So goeders wat ons gewoonlik gesien het, is alledaags en boring en routine, kan ook sing en prys. Ons kan sing en prys en waarde vind in die alledaagse goed. Ons kan dit wat boring lyk, kan ons raak sien en ons oë oop hou vir dit. En daarin kan ons prys vind. En daarin kan ons vir Jesus aanhou prys in hierdie stikkende wêreld en in hierdie stikkende tyd. Want dis hoe Jesus ons leer loop het. Hy het nie geskrik vir die stikkende wêreld. Nee, hy het rustig aangehou en die waarde raak gesien. En die goeders wat alledaags was vir al die ander mense. So gaan kry vir jou 'n klip of iets alledaags, sodat jy kan onthou dat in hierdie stikkende tyd en in hierdie gevaarlike wêreld waarin ons is, kan ons vashou in dit wat vir ons routine is en wat ons gewoond is. En dit kan so wild word, soos 'n oerwoud, as jy jou verbeelding net loslaat. En dan kan jy opgewonde wees in hierdie stikkende wêreld. Jy kan op 'n adventure gaan, terwyl die wêreld eintlik gebreek is. Dit is hoe Jesus ons geleer loop het. Hy het op 'n donkie ingery in 'n stad. Wat 'n avontuur moes dit nie gewees het nie. Ons kan baie leer by hom. Net soos wat Lukas 19 vers 28 tot 40 vir ons sê, is daar 'n alledaagse goed wat Jesus se naam uitroep. Goeders wat meer betekenis het as net 'n klip of 'n blaar of iets in huis. So ons gaan vandag so 'n bietjie kyk hoe ons die kleur kan raak sien in alledaagse plekke, hoe daar nog steeds juig en lof en prys kan wees, al is daar ook stikkend. En dat ons nog steeds kan lief hê, al is daar stikkend. So ons gaan 'n bietjie fokus op die kleur. Ons gaan 'n bietjie kyk wat die Here alles vir ons gemaak het. En net weer daarvan onthou dat ons nie meer oor dit kyk nie, maar dat ons oplet vir dit. Jesus het vir ons gewys, ons kan die alledaagse klein goed geniet, al is daar stikkend rondom ons. So ons, soos jy nou gesien het, kleer ons elke kleur in wat jy kan kry in die huis. Of jy nou al die kleure van die reënboog het nie, is dit oukei. Ons gaan op 'n skattejag gaan. 'n Skattejag van kleur. 'n Skattejag sodat ons weer kan agterkom hoeveel waarde daar is in die goed rondom ons. Die goed wat ons partykeer 'n bietjie van vergeet as die gevaar en daar het baie groot lyk. So vat jou klere en dan gaan jy op 'n reënboog skattejag. En gaan kyk wat is die alledaagse goed in jou huis wat jy nou